gou vanoggend met julle iets deel en ek voel elkeen van ons is al beïnvloed oor hierdie spesifieke ding of op een of ander manier. En dit is maar seker afhanklik van hoe sosiaal jy eintlik is en seker ook maar 'n mate van wat jou karakter is, of jy ekstrovert is of 'n introvert is. En die hele week wat ek met mense praat is hierdie een van die topics wat die hele tyd opkom. En vanoggend, ek dink is die eerste keer, ek het dit seker al genoem in 'n boodskap, maar die eerste keer wat ek 'n volle boodskap rondom dit vorm. En as daar nou 'n boodskap is wat ek sê, en die van u wat my nou goed ken, sal weet hierdie is iets ook wat ek gedurig teen moet veg. En dit is the fear of man. Ek gaan vanoggend kom praat oor die vrees vir die mens. En voordat ek verder gaan, ek gaan vinnig noem, hierso is iemand wat nie Afrikaans verstaan nie. Nee, so ons tolk daar in die hoek, so asseblief moenie geïrriteerd raak nie, asseblief hulle moet ook die woord hoor. Okay, so sy verstaan so hier en daar, ons wil graag as met die volle boodskap. So as jy wil die boodskap in Engels wil hê, gaan sit in die linkerkantste hoekie. Leon sal dit vir jou daarso in Engels oor vertel. Maar ja, ek wil praat vanoggend oor the fear of man. En ek dink nie ons besef hoe die vrees, the fear of man, ons as mense besluite en lewe beïnvloed nie. En elke een van ons hier kan ook praat van, en party van ons word meer beïnvloed deur die vrees, the fear of man, en sommige van ons word dalk bietjie minder beïnvloed deur the fear of man. Maar almal van ons beleef druk van mense af, van een of ander manier, of jy werk dalk vir iemand, jy werk saam met mense, jy dalk jou eie besigheid, of wat se rede ook al, maar hierdie is een ding wat baie van ons al aangeraak het. En ek wil lees hierso in 1 Konings 19 vers 1 tot vers 4. En ons lees in 1 Konings 18, Elia bid vuur die hemel uit, verteer die hele offer wat daarso op is, en hulle maak honderde Baal profete dood, nê? Deur die krag van God wat in hom werk. En ek weet hierdie skrif kan mens ook gebruik vir die Jezebel spirit, maar hoor gou hierson. Ons lees daar, en Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Met ander woorde, in detail vertel hy vir hierdie vrou hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toe doen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, toe hy dit hoor, toe hy hierdie dreigement van hierdie vrou afkry, het hy hom klaar gemaak en terwille van sy lewe weggegaan. Terwille van sy lewe vlug hy vir 'n dreigement waar hy net nou 'n paar ure terug, 'n paar dae terug, vuur uit die hemel bid en die Baal profete doodmaak, waar Israel sê werklik, God is die Almagtige. Vlug hy vir sy lewe for the fear of man. Vir die vrees van dit wat mense in ons kan doen. En toe hy hy sê, en toe hy dit sien, het hy hom klaar gemaak en wille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Beerseba in Juda aangekom het hy sy dienaar daar laat agterbly, maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. Hierdie man van God, wat kragtig getuig, kom onder en hy val onder die vrees en hardloop onder die besembos in, en hy wens dat hy kan sterwe. En hy het gesê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Kan ons sien die gevaar van the fear of man, van die vrees vir mense? Hierdie Elia is besig met sy doel, om sy doel uit te rig, en hy gaan bid, en hy bid, en hy roep reën, en hy sê, en hy bid, en hy vra vir sy dienaar, kan jy al iets sien? Hy sê nie, nog nie, en hy bid verder. En hy vra vir hom, gaan kyk wie hy hardloop uit, en hy sien die wolke nie, en hy gaan bid verder, en sy dienaar kom toe terug, hy sê, ek sien 'n hand wat lyk soos, of 'n wolk lyk soos 'n hand, so groot soos 'n hand, en die droogte is gebreek. Alles onder die krag van die Heilige Gees en God die Vader, onder die werking van Elia. So dis nie Elia wat die werke doen nie, dis God die Vader. Maar julle mag ons sien, in my hart vanoggend, is dat ons sal sien dat die vrees van mense nie goed is vir enige een van ons nie. Want die vrees van mense veroorsaak
dat jy buite die wil van God leef. Hoekom? Want jy luister na mense, nie na God nie. Spreuke 29 vers 25 sê, die vrees vir die mens span 'n struik, maar hy wat op die Here vertrou sal beskut word. En wanneer ons hierdie verhaal lees van Elia, is die struik dat hy hardloop weg en hy's heeltemal teen die doel van God die Vader. En ek dink nie ons besef hoe baie van wat ons doen beïnvloed word deur mense nie, deur dit wat mense van ons dink nie. Nou, ons dink baie keer dat net tieners beleef groepsdruk, volwassenes, ons beleef dit net soveel. Okay, hulle seker 'n bietjie 'n mate meer, en die rede hoekom ons na mense se pype dans is as gevolg van die vrees om verstoot te word, the fear of rejection. Want kom ons wees gou eerlik, dis lekker as mense jou prys, né? Mense sê jy's well done, dankie vir dit, jy doen so goed. Dis vir ons lekker om dit te hoor. En is vir ons aaklag om te hoor as mense iets slegs van ons sê. Dit is aaklag. Maar ek wil gou een ding sê, nie almal gaan van jou hou nie. Nie almal gaan jou vriende wees nie. Nie almal is vir jou nie. En dis okay. Hulle verloor uiteindelik, ek joke. Maar die ding is, ons spandeer soveel tyd dat mense net van ons hou. Dat ons verloor tyd met die wat ons aanvaar. En ek praat nie nou om ons te aanvaar in sonde nie. Nee, ek praat van die wat ons aanvaar net soos ons is en wat vir ons lief is net soos ons is. Want voor the fear of man laat ons voorgee. Met ander woorde, ons lewe 'n lewe wat nie ons in is nie. Wat heeltemal buite ons karakter is. Heeltemal buite dit is wat ons glo en wat ons bely en waarna toe ons streef. Die vrees vir die mens is wanneer ons omgee wat ander mense van ons dink, en ons sien dit baie wanneer, of ons sien dit baie wanneer daar dalk 'n uitnodiging gemaak word hierso in die kerk. Iemand kom maak dalk 'n uitnodiging in die worship of waar ook al, en vra die wat gebed nodig het, kom asseblief vorentoe. Maar nou sit ons in die banke, want jy's bang wat mense van jou dink. Ons wil nie uitkom vir gebed nie, en jy weet die Here roep jou. En jy weet jy het gebed nodig. Maar ons bly sit omdat ons bang is wat mense van ons dink. En die ou langs in jou dink dalk, "Jesus, maar miskien moet ek nie opstaan nie, want ek's bang wat hierdie ou langs aan van my dink." En die ander ou dink, "Jesus, maar as ons sit op 'n punt kom dat ons nie omgee wat mense van ons dink nie, glo ek nog gaan verlossing kom in ons lewe." Want Joyce Meyer het eendag gesê, om mense te behaag is like emptying the ocean with a teaspoon. Jy sal dit nooit reg kry nie. So ons moet versigtig wees vir die vrees van die mense, en soveel so dat ons soms nie eens die evangelie deel nie. Want ons wil net nie mense met ons verstoot nie. Imagine gehou, as Petrus hulle, as Paulus hulle, as die man en vrou wat nou op hierdie oomblik of in hierdie afgelope tyd gemartel is en doodgemaak is vir ons geloof, nee, vir hulle geloof. Imagine as Petrus hulle, toe Petrus en Johannes voor die Joodse raad kom, om dan hulle bedien en doen wondertekens. Ek meen, die verlamde man, 40 jaar is hy verlam. Petrus sê, kyk na my, en hy sê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek jou, staan op en loop. En Petrus vat hierdie verlamde man aan sy arm, rig hom op, en hierdie man sy enkels, Bybel sê, onmiddellik het sy enkels sterk geword. Hy hardloop rond en hy prys God, hardloop in die tempel in en maak die naam van die Here groot, né? En die Joodse raad vang hulle en sê, manne, hier is 'n moeilikheid, want die getuie hardloop hier buite rond. So dit is nie asof ons sê, dis net 'n joke nie. Die mense kan sien Christus doen wonders en tekens. En hulle sê maar hulle het niks gedoen teen die wet nie of niks onordelik nie. So kom ons belet hulle om die naam van Jesus te preek. Nou die Bybel sê, en hulle sê toe Johannes, julle mag nie meer die naam van Jesus Christus preek nie. En Petrus sê, julle moet besluit vir wie julle moet gehoorsaam wees, aan die Here of aan mens, maar ons sal gehoorsaam wees aan God die Vader. Imagine Petrus sê, ekskuus, sorry, ek jammer, ons sal nie verder preek nie.
Die evangelie het net daar gestop. Imagine as Paulus mense behaag het en nie gepreek het wat hy moes preek nie, en as hulle hom gevange neem en sê, ekskuus julle, dis al die tweede keer, ek is nou klaar. Nou sal ek nie meer verder bedien nie. Imagine as al die martelaars eerder oorgegaan het na 'n moslim toe as om te sê, ek aanvaar Christus as my verlosser en saligmaker. Imagine as op grond van mense se of vrees vir mense het hulle gesê, moenie my doodmaak nie. Ek sal Islam of ek sal Allah aanbid. En ek dink ja, 100% ons verstaan nie versoeking soos wat daai lande doen nie. Maar dalk het jy al iets gedoen by jou werk wat jy weet teen jou beginsels is op grond van die vrees vir mense. Of onregverdig besigheid gedoen op die grond van vrees vir mense. Of iets onregverdig gedoen of iets buite jou karakter gedoen vir die vrees van mense. Want ons moet versigtig wees dat ons laas ook en toe praat ons oor die liefde van God dring ons. Maar pas op dat die vrees van mense jou nie dring nie. The approval of men. En julle later aan raak dit soos 'n dwelm. Dit raak soos 'n drug want jy love die eer en prys en adoration wat jy ontvang van mense af. Broers en susters, ek en jy is nie gemaak om prys te kan hanteer nie. Want ons sal hoogmoedig word, pride sal in ons lewe inkom en ons gaan op mense trap om bo uit te kom en ons gaan die eer van God vat. Pas op vir dit. En ons raak so gedrewe deur mense dat ons doel mis. Dat ons roeping mis. Ons raak so prestasie gedrewe om mense te behaag, om prys te kry en jy hoor my hart, jy mag dalk 'n beloning kry omdat jy 25 jaar diens doen en mooi jy het hierdie gedoen in jou werk of in jou besigheid en dit is goed en jy mag, maar onthou vir wie jy werk. Jy doen dit vir Christus Jesus. Die vrees van die mense het twee kante. Die een is hierdie begeerte wat ons dryf en dit is die goedkeuring van mense. En aan die ander kant is dit die vrees om verstoot te word deur mense of nie aanvaar te word deur mense. So die een dryfkrag van the fear of man, die vrees van die mens, is hierdie begeerte om aanvaar te word. En ek dink dit is een van die fondasie of pilare van die vrees van mense, want jy soek net aanvaarding. Hoekom wil ons aanvaarding soek by mense wat jy dit nie gaan kry nie as jy gaan aanvaar word by God die Vader? As jy aanvaar word by Jesus Christus, Jesus sê kom na my toe, jy het moeg gelaat en ek sal vir jou rus gee. Onthou net beteken nie asseblief vir een oomblik dat jy mag aanhou in jou sonde leef want die Here aanvaar my soos ek is en love is love en al hierdie goeders nie. Die Here roep jou net soos jy is, maar hy bring jou na 'n plek van verandering, verdieping in my verhouding met God die Vader. En die volgende een, ons is so bang dat mense nie van ons hou nie. En julle en ek moet sê, nee, dis waarmee ek sukkel. As ek en hierdie klink nou baie weird, maar hoor my hart, en as jy nie verstaan, moenie hierdie net so gaan direk quote nie, kom praat met my en sê, Frans, hoe het jy dit bedoel? Nou, 'n voorbeeld, ek weet nie hoekom gebeur dit baie keer, of meeste op 'n vliegtuig nie, maar wanneer ons vlieg na Pretoria toe, of waar ook al, wel, ons gaan net Pretoria toe, asof ek 'n jet setter is en gaan môre Italië toe, nie, so is nie. Maar dan sal altyd 'n kind langs aan my sit, nê? Dan is dit my missie. Dat daai kind vir my sal lag voordat hierdie vliegtuig land. En partykeer kry ek dit reg en partykeer nie. En dan voel ek soos 'n failure. Want dink ek hierdie kind hou nie, en dit is die ding, julle, ons probeer so mense behaag en jy dink almal gaan van jou hou en dit het ek geleer in my lewe. Dit is nie so nie. Nie almal gaan van ons hou nie, julle. Die waarheid is die vrees vir die mens is dat ons mense in plek van God sit. Ons soek meer die approval of men as die aanvaarding van God die Vader. Want dit maak vir ons meer saak wat mense van ons dink, as wat die Here van ons dink. Omdat ons half 'n direkte respons kry van mense af, nê?
Ons kan en dan judge ons, okay, moet ek hierdie doen, moet ek nie hierdie doen nie. Wat sê die mense? En dis waar groepsdruk vandaan kom, dat jy goed heeltemal buite jou karakter doen by verskillende groepe en jy begin 'n verkleermannetjie raak. Dat jy verander met jou omstandighede en jou vriendegroepe. En nou kom jy by die skool, dis 'n ken mekaar aand by die laerskool, alhoewel ons al vir hoeveel jaar in Riversdale is en almal ken almal, maar as dit ken mekaar aand by die laerskool, nou is al 3 groepe mense by wie jy by hierdie groep skinder jy oor hierdie groep mense en jy praat sleg van hierdie groep mense en jy doen nie goed wat hierdie mense doen. Nou is die volgende groep daar en jy praat nou weer sleg hierso van hierdie groep mense want nou wil jy nie uitvoel nie, wil aanvaar word by die groep mense en dan doen jy dieselfde goed wat hierdie groep doen. Nou is daar 'n derde groep. Nou is dit die kerkgroep. En nou kom jy en jy probeer vroom wees en want jy wil nie verstoot word hierson nie. Nou kry jy al 3 daai groepe mense by 'n ken mekaar aand. By wie gaan jy sit? Nou het jy nog jou familie ook. So nou sit jy nog by jou familie ook, by jou vrou ook nou, nê, en by jou kinders ook of by jou man ook nou. By wie gaan jy sit? Want nou het jy 'n keuse want jy moet jou eie stoel bring, so wat dit moeilik maak by 'n ken mekaar aand is daar's nie stoele met name klaar op nie. So jy kan gaan kies by wie jy sit. En dan as jy by daai groep sit en dan heeltyd wonder jy en dan wonder jy, maar wat dink daai mense nou dat ek by hierdie groep sit? Nou vat jy jou stoeltjie, nou gaan sit jy vir rukkie by die volgende mense. En nou dink jy, "Jesus, maar wat dink daai mense omdat ek by hierdie groep mense sit?" Want ons het die vrees van mense en ons is bekommerd oor wat mense van ons dink en dis hoekom ons dinge doen heeltemal buite ons karakter. En dis waar vrees inkom. Dis waar depressie inkom, want ons word nie aanvaar by mense nie. En ons sien dit in ons kinders ook in groepsdruk by die skool. Dis hoekom wanneer jou kinders by die huis is, eet hulle met hulle hande, hulle mors spaghetti op hulle hemde, hulle trek die weerste kombinasie klere aan, want hulle voel comfort, hulle voel geliefd, hulle voel getroos, hulle voel maar ek hoort hier. Nou wil hulle na hulle vriende toe gaan, nou moet jy gaan nuwe skoene koop, jy moet nuwe hemde koop, jy moet, want hulle wil mos nou inpas by daai groep mense. En dis waar onsekerheid inkom. Dis waar comparison inkom. Dis waar groepsdruk inkom. Want hulle probeer nou inpas by hierdie groep mense, want by my huis is ek geliefd. Ek hoef niks te doen anders as wat ek altyd doen nie, want by my huis is ek geliefd. En ons as volwassenes doen dit ook. Nou asseblief, ek sê nie vir geen rede dat dit is nie goed om ordentlik te wees voor mense nie. En die Bybel leer ons ook dat ons het ons lig so vir mense laat skyn dat hulle ons werke sien en God verheerlik. So ons moet leer hoe om goed te wees in die sin van om 'n volgeling van Christus te wees voor ander mense ook. So jy mag goed en nice wees en vriendelik wees, maar moet dit nie doen om net om gesien te word deur mense nie. Pas op vir die vrees van mense. Ons lees dit in koning Saul. Koning Saul se lewe, God salf hom as 'n koning. En vir die eerste ruk gaan dit eintlik baie goed. Maar nou begin Saul ongehoorsaam raak aan die Here, want die Here vra vir hom, luister, gaan roei al die Amalekiete uit. Vrou, man, babatjie, tiener, laerskoolkind, kleuterskoolkind, bees, skaap, hoender, hamster, enigiets, wat daar ook al is, ek wil hê jy moet niks oorhou van die Amalekiete nie, en moet nie van hulle goud vat nie. Los die byt net daar. En ons lees toe nou, Saul gaan behaal die oorwinning, hy spaar vir koning Agag, hy vat van die goud en van die vee, van die beste beeste en skape en bokke, vat hy van die Amalekiete af. Die Here maak vir die profeet Samuel wakker, hy sê, Saul het in my gesondig, jy moet met hom gaan praat. En terwyl Samuel stap, hoor hy die geblær van skape en bokke wat nie Israel sin is nie. So hier stap hy na koning Saul toe, en hy sê vir hom, Saul, wat is die geblær van wat ek in my ore hoor? En hy sien vir koning Agag, en hy sien die byt wat hulle geneem het van die oorlog af,
En Samuel praat met hom en Samuel loop uit en Saul sê asseblief moenie gaan nie en hy vat sy kleed en die kleed skeer toe af en net so sê die Here, net so dat my stuk van my kleed afgeskeer het, skeer ek jou ook af van God se salwing af. Van hierdie dag af was God se salwing nie meer op jou nie, koning Saul, is op grond van jou ongehoorsaamheid. En hy sê maar Samuel, ek het dit gevat om te offer vir die Here en die Here sê vir hom en Samuel sê vir hom ek het meer 'n behaag, God het meer 'n behaag aan gehoorsaamheid as aan sacrifice. Hoor nou hierson. 1 Samuel 15 vers 24 en 30 sê, toe sê Saul vir Samuel, ek het gesondig, omdat ek bevel van die Here en u woorde, of van die Here en u woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. God die Vader sê vir koning Saul, roei alles uit, en Saul kom en sê, manne, ons gaan almal uitroei, en die manne sê, Jesus Saul, maar hier is maar mooi beeste ou, hier is maar ordentlike bokke. Kyk al hulle goud. Kom ons vang vir koning Agag en kom ons sit hom daar as 'n trofee, as 'n voorbeeld van wat God met die vyandnasie doen. En as gevolg van en dit is nie dat koning Saul 'n vrees gehad, want hy was 'n fisiese groter man gewees. Hy was 'n sterk vegter. Die salwing van die Here was op hom gewees. Hy het nie 'n vrees vir mense gehad as gevolg van oorlog vir hulle swaard nie. Hy het 'n vrees gehad vir aanvaarding wat die volk van Israel my gaan sien as koning. Ons lees in vers 30 en hy sê, ek het gesondig, eer my tog nou voor die oudstes van my volk en voor Israel, en kom saam met my terug dat ek die Here u God kan aanbid. Saul kom bely en hy sê ek het gesondig, maar kom net saam met my net vir die show asseblief Samuel. Kom eer die Here saam met my voor my volk en voor my mense. En as gevolg van die vrees vir die mens verloor Saul sy salwing en koningskap in die Here. Ons is so vasgevang om mense te behaag dat ons nie gehoorsaam is aan God die Vader nie. En almal van ons kan relate met dit. Ons behaag so mense, wat ek gesê het nou ook, en ek gaan 'n paar goed oor sê, want ek het 'n bietjie vooruitgehardloop met die boodskap, maar is okay, julle weet dit eintlik nie. Maar dat ons nie eers eg is in ons geloof voor ander mense nie. Want as ons beweer dat ons in Jesus Christus is, sê die Bybel moet ons ook loop soos Jesus geloop het, selfs voor ander mense ook. En as mense jou nie wil aanvaar op grond van jou geloof nie, is dit okay. Want dit gaan nie oor jou identiteit nie, dit gaan nie oor jou image nie, dit gaan absoluut oor Jesus Christus. Ons lewe as kind van God gaan nie oor onsself nie, dit gaan oor ons lewe as 'n kind van die lewende God. So ons het niks om te verloor nie. Ons het niks om te verloor nie. En ons is so vasgevang om mense te behaag. Ons wil net nie vir iemand ietsie slegs sê nie. Ons net nie mense seermaak nie. Dat ons nie die evangelie met mense deel nie. Julle, ons het die mense lief tot in die hel in. Want ons wil net nie vir hulle sê, luister, ek ervaar dit nie. En dan sê, moenie my oordeel nie, dan het jy die saad gesaai in hulle harte. So die vrees vir die mense steel jou identiteit. Die gevaar vir die vrees van die mense is ons doen dinge heeltemal buite ons opbrengs of ons karakter, net omdat ons mense wil behaag en nie verstoot word deur mense nie. Dan verander ons identiteit van hoe ons eintlik is, hoe God ons gemaak het, en ons pas in die mold van die wêreld in. En so ek sê, ons doen goed heeltemal buite, selfs dit wat die Here van ons sê. Dit verander ons identiteit heeltemal, soveel so dat ons selfs ons mode verander. Ons haarstyle verander, en ek weet mense kan sê, dit is by die tieners ook, maar ek het, is nie dat ek mense wou behaag het, en wys net die impak van mense in ons lewe. Ons was ek dink dit was Desember vakansie of iewers, ek kan onthou nie, was ons in George Mall gewees, en voor ons loop 'n pa met langer hare, nê? Jesus, julle, hy lyk cool hoor, regtig nou, nê? En hy stap daar en sy kinders is nie trolle en sy vrou is hier om hom, ek soos, Loewientjie, pappa gaan sy hare laat groei. Want daai ou, nee, julle lyk, man, hy lyk amazing. Ek is in die proses om dit te doen. Nie, ek was, nee. Jesus, julle, en dit irriteer my, dis warm, en toe sien ek iemand iewerste wat lang hare het, en ek besef, Jesus, maar wat as ek so lyk? Nee, dit was in Bredasdorp gewees, regtig nou. By Binnelandse Sake, en dit was iemand van Riversdal nie, want ek ken nie die persoon nie. En ek dink, Jesus, maar wat as ek so lyk? En ek hou nie eintlik van onnet hare nie, nee, maar ek was bereid
om bietjie langer haartjies te hê hierso so op die skouer, want ek het tot foto's gechat GPT en ek sê dit vir almal, ek gaan my hare groei, want dit is, en toe ek daai persoon sien, maak ek 'n afspraak, daai selfe oomblik en ek sê ek wil my hare sny. Want ek was bereid om my identiteit te verander omdat hierdie ou so cool lyk en ons doen dit in ons lewe ook. Ons verander ons identiteit, ons mode, ons styl, ons woorde, ons taal, dit wat ons sê, hoe ons praat, die manier hoe ons dink, alles verander ons. Net om nie verstoot te word deur mense nie, want the fear of man verander jou identiteit. Dis asof ons, en hoor my hart, dis asof ons dink ons kry status as jy met iemand bevriend is, 'n sekere iemand. Ons dink dalk as iemand sê, maar Sjoe, ek sien jy en so is vriende, dan voel jy half soos, ja, ons is vriende. Ek het hulle selfoonnommer. Ons WhatsApp mekaar. En verstaan, ons raak so vasgevang in dit dat ons is status bewus in plaas om te sê, die Here gaan eendag vir my sê, well done, good and faithful servant. So daarom moet ons eintlik sonder enige hoogmoed of waar arrogant klink, eerder verstoot word deur mense nou op hierdie aardse woning in plaas ons eendag voor Jesus staan en hy sê, gaan weg van my af, jy het nog nooit aan my behoort nie. Want the fear of man laat toe dat ons die roeping van God die Vader mis, ons dinge doen buite die wil van God die Vader. En is dan omdat ons mense wil behaag, wat ons uitbrand, wat ons moeg voel, doelloos voel, jy voel jy pas nêrens in nie, want jy probeer na die pype van mense dans in plaas daarvan om God se wil uit te voer. Die vrees van mense lei daarna dat ons wil hê mense moet van ons hou, ek het dit genoem dan nou ook. En ons moet een ding onthou en verstaan, dat die vrees vir die mens is gebou op die fondasie van trots en hoogmoed. Maar dit gaan oor jou image. Dit gaan oor dat jy wil hê mense moet van jou hou. Jy wil hê mense moet jou aanvaar en daarom sal ons dinge doen buite ons karakter net om aanvaar te word deur ander mense ook. En na 'n ruk word ons lewe so gedefinieer deur wat mense sê en dit vorm later ons lewe. Ons is meer ingestel op wat mense sê in plaas van die Heilige Gees. Dit raak naderhand ons defining factor van dit wat mense sê. Van wat hierdie persoon sê en hierdie persoon sê en hierdie persoon sê, dat ons so ver weg van die Here af dwaal, dat ons nie meer luister na wat die Here vir ons sê nie. Matteus 6 vers 1 sê, pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor mense bewys om deur hulle gesien te word nie, anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. Hoekom nie? Want jy kry jou loon by die eer van mense. As ons wil geëer word by mense, is dit jou beloning. Punt, stop, klaar. So wat's die motief vir wat jy goed doen? Nou ek hou nie eintlik daarvan as mense goeders post, as hulle mense help en selfies met die mense, gee hulle kospakkies. Ek verstaan mense doen dit ook om te sê dis wat ons doen ook. So ek sê nie dit is altyd verkeerd nie, maar wat is jou motief? Is jou motief vir jou likes op jou Instagram page of op YouTube of waar ook al, Twitter of Facebook? Of is dit regtig om die werk van Here uit te kry daar buite? So jou motief, ons motief kyk waarom ons goeders doen. Doen ons dit om gesien te word deur mense, dat mense jou prys en jou eer, dat jy bewys liefdadigheid, jy's so 'n goeie mens, of doen jy dit en sê nee, ek gee die eer aan die Here, soos Petrus en Johannes hulle. Petrus hulle sê, dink jy dit is ons wat hierdie man opgerig het? Nee, nooit. Dis God die Vader. Hierdie man wat 40 jaar verlam was, dit is nie ons daad nie, julle. Dis die Here Jesus Christus van Nasaret, die een wie julle gekruisig het sin. Ons moet altyd ons eer na God die Vader toe vat. Altyd wanneer iemand vir ons iets sê, moet ons dit na God die Vader toe terugwys, want ons kan nie die eer van mense vat nie. Johannes 12 vers 43 sê, want hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. Wanneer ons mense wil behaag, en 'n begeerte na mense se eer soek, kan ons baie keer performance driven raak. Want ons hou daarvan, ons lewe daarvan af as mense vir ons sê, well done. Ons is so gefokus om te presteer, dat mense ons net kan kom eer en prys vir dit wat ons doen. En ons raak performance driven in plaas van roeping gedrewe, calling driven. Groot verskil. En dis wat ek gesê het nou ook. Ek dink so dat terwyl ek hierdie voorberei, dat ons spandeer soveel tyd aan mense wat nie van ons hou nie. Dat ons mis ons mors tyd
om met mense te spandeer wat wel van ons hou, wat ons liefhet, wat ons aanvaar, wat daar is vir ons. Maar nogtans moet ons nie vir hulle aanvaarding lewe nie, want die groot ding is, ons moet kan dieselfde wees by elke liewe groep mense. Ons moet dieselfde wees by hierdie groep en by hierdie groep, by die ken mekaar, by die braai, waar jy ook al gaan, of jy by Spar is, of Shoprite, of waar ook al loop, by watse restaurant jy gaan, as jy by die kerk is, moet jy presies dieselfde wees by elke liewe mens. En eintlik moet ons wees, en weer eens, julle, alles wat ek van vandag sê, is uit 'n oogpunt van geestelike lewe, van geestelike groei. Nie uit, okay, nou kan ons net sonde doen nie, want ek moet myself wees nou huis. Ons moet aangaan hoe die Here, of ons moet word, soos die Here ons gemaak het, en dit is jou identiteit. Jou identiteit as mens, is 'n seun van God, en 'n dogter van die lewende God. Dit is ons identiteit. Daar is nie 'n ander identiteit as dit nie, en uit ons verhouding met Jesus Christus uit, moet ons dieselfde persoon wees by elke liewe groep mense. Dat mense ons, weer eens soos Jesus sê, dat hulle ons werke sien en God verheerlik. Weer eens, dit is nie verkeerd om ordentlik te wees voor mense nie. Maar moenie net ordentlik wees voor mense om hulle approval te kry nie. So wat ek wil kom ons teen waarskuwing vanoggend is, moenie mense behaag nie. Moenie toelaat dat jou lewe en jou leefstyl of jou dryfkrag wees dit wat mense dink en mense sê nie. Dit gaan nie oor ons eer nie. Ons lewe moet ons so leef dat mense jou vergeet, my vergeet, maar Jesus onthou. Dit is ons ultimate goal. Dat ons so leef dat ons mense lei na Christus Jesus. En Johannes skryf dit in Johannes die Doper se woord in Johannes 3 vers 30 sê Johannes die Doper, hy moet meer word, maar ek minder. Ons moet op 'n plek van ons lewe kom wat ons werklik sê, ek moet minder word, dat God meer word. Die volgende punt, die vrees vir mense lei daarna dat ons wel mense behaag. En wanneer ons die vrees vir mense kry, het ons 'n ding wat ons nie kan nee sê vir mense nie. Dis 'n indikasie of jy mense behaag of nie, dat ons nie nee sê vir mense nie. As mense vir jou goed vra om te doen, sê ons ja, want ons wil tog net mense help, wat nie sleg is nie. Maar ons wil net hê, ons moet aanvaarding kry by elke liewe mens in ons lewe, dat ons sê nie meer nee, ons sê die heeltyd ja. En ons is so moeg dan, deurdat ons ja sê vir almal, dat ons eintlik dan wel nee sê vir God die Vader. En dis wanneer ons uitbrand. Dis wanneer ons op 'n plek kom wat ons voel, Here, ek kan nie meer nie. So is dit verkeerd om nee te sê? Nee. Jy mag nee sê. Jy mag nee sê vir sekere goed, en hierso preek ek met Frans van Petrus Barnard self. Jy mag nee sê. Want ons kan so ja sê, dat ons tyd verloor met jou geliefdes. Jy kan so ja sê vir dinge wat nie in God se wil is nie, dat ons buite God se wil leef. Galasiërs 1:10 sê, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus gewees het nie. So ek wil vanoggend vir jou vra, vir ons vra, kies wie jy wil dien. Gaan ons mense dien? Wat jou gaan verteer, vernerveer en verniel? Of gaan ons die Here dien? Gaan ons God behaag? Kies wie jy wil behaag. Gaan ons mense behaag of gaan ons God behaag? Want ons kan nie mense behaag en God behaag nie, want die oomblik as ons mense behaag, the fear of man, plaas mense op die troon van jou lewe, maak mense die God van jou lewe. En jy luister net na dit wat mense sê. So hoe raak ek ontslae van die vrees vir mens? En ons het gelees hierso in Spreuke 29 vers 25, die vrees vir die mense span 'n struik, maar hy wat op die Here vertrou, sal beskut word. So hoe raak ek ontslae van die vrees van mense? Vertrou op die Here. En ek dink nog 'n ding wat lei na vrees van mense. Ons dink ons voorsiening kom van die mense af. Ons dink ons voorsiening of by die werk of waar ook al kom van die mense af. Alhoewel jy vir iemand werk of jou eie besigheid het of wat ook al,
jou voorsiening, ons voorsiening, kom altyd uit die hand van die Here uit. So waarna toe lei dit? En jy het gedink, ek gaan een diens doen sonder 'n Engelse vers? Nee, hier is hy. Colossians 3 verse 23 to verse 24. Whatever you do, whatever your task may be, work from the soul that is put in your very best effort as something done for the Lord and not for men. Knowing with all certainty that it is from the Lord, not from men, that you will receive the inheritance which is your greatest reward, is the Lord Christ, whom you actually serve. En ek weet Paulus praat hierso van ons beloning eendag in ewigheid wat ons gaan beerwe deur die bloed van Jesus Christus. Maar hy sê it is the Lord whom you actually serve. In alles wat jy doen dit asof vir die Here, want ons weet ons beloning kom nie van mense af nie, maar van God die Vader af. So ons het hierdie vrees van, maar as ek nie my werk doen, die vrees van ek kan my werk verloor as ek nie doen wat hierdie persoon sê nie, maar ek weet as ek hierdie doen, is dit heeltemal buite my karakter. Ek wil ietsie sê en ek dis nie prosperity gospel, asseblief hoor my hart. Dink ons vir een oomblik dat as jy staan vir God die Vader in jou werk en jou besigheid en jy verloor iets in jou besigheid of jy verloor jou werk, dink jy vir een oomblik die Here gaan nie vir jou ietsie anders te gee nie, omdat jy hom eer nie. En hoeveel keer sien ons dit? Waar mense verkeerde goed doen net om aanvaar te word, want my voorsiening is in hierdie werk. Broers en susters, ons voorsiening, en dis waar die fear of man kom, ons dans na die pype van ander mense, en dink, dis my beloning. Nee, die Here gee vir jou wat jy nodig het. Jesus sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word, want jou hemelse Vader weet dat jy al hierdie dinge nodig het. Galasiërs 2 vers 20, en nou is dit nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Broers en susters, die lewe wat ons nou leef ons nie vir ander mense nie. Leef ons nie om gesien te word deur ander mense nie. Ons lewe, hierdie lewe, op grond van Christus wat die prys betaal het vir ons om vry te kom. Die volgende punt en die laaste punt, en daar's baie ander punte ook, en is skrif. Kry skrif, die oomblik wanneer jy agterkom, Here, ek begin mense te behaag. Kry vir jou skrif en vul daai begeerte, vul daai begeerte vir aanvaarding, vul dit met skrif. Hoor gou hierso, en ek in Hebrews 13 verse 5 to verse 6 staan daar, en God die Vader praat, hy sê, I will never under any circumstances desert you, nor give you up, nor leave you without support, nor will I in any degree leave you helpless, nor will I forsake or let you down or relax my hold on you, assuredly not. So we take comfort and are encouraged and confidently say, the Lord is my help in time of need. I will not be afraid. What will man do to me? Wat sal mens aan my kan doen? En een van die dinge hoekom ons so mense behaag, is ons is bang vir eensaamheid. Ons is bang ons raak eensaam. Maar hier kom God die Vader, en hy sê ek sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. I will not relax my hold on you, assuredly not. I will never leave you nor forsake you, nor will I in any degree leave you helpless or leave you without support. Maak saak waardeur ons gaan nie, jy's nie alleen nie, God is altyd met jou. Die vraag wat ek wil vra is dit werklik vir jou genoeg? Of soek ons nog die aanvaarding van mense? Want hier sê God die Vader, en Jesus sê dit vir ons in Matteus 28 ook, en sê maar, en ek sal met jou wees tot die volëinding van hierdie wêreld. Jesus sê, ek kan julle nie as weeskinders agterlos nie. Ek sal nie alleen los nie, ek stuur vir die Trooster, die Heilige Gees. Die vraag is dit vir jou genoeg? Is dit goed genoeg vir my om te weet, maar Vader, ek is nie eensaam nie. So ek hoef nie gaan aanvaarding te soek by ander mense nie. U is vir my genoeg. Ek weet as ek U het, weet ek het genoeg. So dan kan ek met confidence sê, die Here is my helper in tyd van nood. Ek sal nie bang wees nie, wat kan mens aan my doen? Want onthou, the fear of man is 'n snare, 'n stryk wat ons vang, en dit kom van die vyand af, nie van God die Vader af nie.
En ons lees dat, as jy verder lees van Elia vlug, en die engel van die Here kom, en hy gee vir hom brood, en hy sê drink, en hy gee vir hom brood en water, hy sê eet en drink, want jy moet sterk word, en Elia vlug verder tot in 'n grot in, en die Here vra vir hom, wat maak jy hier, Elia? Wat soek jy hier? En alles begin vir die vrees van wat iemand vir hom gesê het. The fear of man. Kom op 'n plek wat hy homself bevind in die grot, en hy bevraagteken God die Vader, en hy bevraagteken sy identiteit in Jesus Christus, en hy kom op 'n punt wat hy self sê, ek is niks beter as my voorvaders nie, en hy word kragtig gebruik deur God die Vader. Die Here sê van, wat maak jy hier, Elia? Want daai vrees van mense dryf jou na 'n plek toe om jou te verberg, selfs van die Here af. Psalm 27 vers 1 sê, die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Die Here het ons geroep om vreesloos te wees in die wêreld. Vreesloos te wees, selfs vir die vrees vir mense ook, the fear of man. Nou kan ons nog aangaan en sê, maar jy sal altyd aanvaar word by Jesus Christus. Daar's altyd plek vir jou by die voete van Jesus Christus, en weer eens bedoel ek nie dat ons kan aanhou sonde doen, want ons aan die tafel van God die Vader sit nie. Die Here roep jou, want hy het gesterf vir jou aan die kruis. Die prys is reeds betaal, jy's aanvaar by Jesus Christus. Daar's soveel goed wat ons mee kan besig hou, en die hoofding is julle verhouding met Jesus Christus. Die ding wat die vinnigste the fear of man breek, is jou verhouding, jou sekuriteit, jou stabiliteit en jou intimiteit met Jesus Christus. Want daar vind jy waarde. In jou binnekamer verhouding. As jou gebedslewe slaap, kom die fear of man in. As jou binnekamer verhouding nie aktief is nie, kom the fear of man in, want jy kry jou aanvaarding en jou antwoorde by mense en nie by God die Vader nie. So ek wil vanoggend vir ons sê, en as ek sê ons, sluit ek my 100% in. Pas op for the fear of man. Ons kan nie meer mense behaag nie. Dis omdat ons mense behaag, dat ons nie meer ons roeping uitleef wat die Here vir ons gee nie. So my hart en my behoefte vir ons, dat ons meer as ooit sal ingaan in die teenwoordigheid van die Here in. Dat ons so the fear of man het, dat ons geestelike lewe onder druk sit wanneer ons by mense is. Jesus skryf in Matteus 5, hy sê wanneer jy 'n lamp opsit, sit jy nie onder 'n maatemmer nie. Maar ons doen julle. Ons doen. Wanneer ons by mense is. Man, as die Here jou aan die brand steek, as die Here werklik in jou woon, gaan jy nie omgee wat enigiemand sê nie. Gaan jy nie omgee as die Here vir jou wys om vir iemand te bid in die openbaar nie. Jy gaan nie omgee oor wat gaan mense sê nie. Dit gaan daaroor dat ons eendag sal hoor, well done, good and faithful servant. Nie dat ons hoor, Here, ek het in U naam demone uitgedryf, siekes gesond gemaak, gesê die Here gaan weg van my, dit gaan met my behoort nie. Want die Bybel sê, nie almal wat van ewe vir hom Here sê, sal die koninkryk van God beerwe nie, wat die deurslag sal gee, is hy wat die wil van my Vader doen. So pas op vir mense, en hierdie sê ek met groot liefde, pas op vir mense wat jou tyd steel. Pas op vir, gaan vra die Here, met wie moet ek praat? Met wie moet ek werk? Wys my, is daar iemand wie ek kan moet lei na Christus Jesus toe? Want ons begin dalk met iemand en jy kry hierdie ding van, joh, maar ek moet tyd spandeer met hierdie persoon, maar hierdie persoon wil nie verander nie. Die persoon wil nie hulle hart vir die Here gee. En ek sê nie ons moet ophou, maar ons moet ophou vir hulle bid nie, maar gaan dan in jou binnekamer en bid vir hulle, want jy bestee al jou tyd en al jou goed. So ons moet vir die Here vra, wanneer kom ons op 'n plek wat ons parels vir die varke voer? Wanneer kom ons op 'n plek waar die Here vir ons sê, skud die stof van jou voete af? Ons moet mense help. Julle asseblief, hoor my hart. Ons kan nie nou net sê, ja, maar ek gooi my parels vir die varke. En jy gaan vra die Here, wanneer is daai punt, Here? En jy sal weet, as jy so hard probeer het met mense, maar hulle wil nie verander nie. Want jy verander die mense nie. Die Here doen. Ons saai net die saad. Julle, pas op for the fear of man. Want ons hele wêreld bestaan daaruit. Al die produkte wat gemaak word, of dit nou 'n selfoon is, kosprodukte, gremering, klere of enigiets, is gekuiter en getailer vir mense. Vir wat mense soek.
Die beste foon, want mense kla, daar's nie genoeg batterye in hierdie foon nie, so hulle maak 'n nuwe een en die kos en al die goed verander en mense spoel hulle mond vinnig uit wanneer hulle voel hulle kry 'n diens of 'n service. Dink hulle kan vir jou vinnig ietsie sê en hulle dink dit nie goed, hulle kan vir jou enigiets sê wat hulle wil en jy moet dit maar net vat op die ken. As jy weet dat dit waarmee jy besig is, die wil van die Here is, moenie toelaat dat mense jou van koers aftrek nie. Hou jou rigting en beweeg in die teenwoordigheid en die autoriteit wat die Here vir jou gee. Moenie weggaan of weghardloop as mense jou dreig nie. Staan vas in die Here en moenie mense behaag nie. Amen, kom ons bid. Vader, dankie vir die oggend. Here, en ja, dit is iets en ek glo waarmee baie van ons sukkel en ek weet ek kan nie almal onder dieselfde kam skeer en sê almal sukkel en veralgemeen nie, maar Vader, ek voel dis iets waarmee ons sukkel. Ja, party van ons meer as ander. En Here, ek wil net vir U kom vra. Ja, Here, ekskuus. Vir die keer wat ons geluister het na mense en goed gedoen het heeltemal buite die wil en karakter van wie U my gemaak het om te wees. Ekskuus Here dat ek nie die lig is wat U my geroep het om te wees wanneer ek by mense is nie. Maar Vader, leer my om my lig op 'n lampstander te kan sit, dat ek soos 'n stad op 'n berg sal wees, Here, wat verlig is. Here, ek kom eer U, Koning Jesus, dat U nie die fear of men gehad toe U gekruisig was nie. Vader, dankie vir die krag van die Heilige Gees wat vir Paulus en vir Petrus en al die 12 apostels wat gesterf het vir die evangelie, dat ons vandag, 1000 jare terug, vandag nog steeds kan vertel dat Jesus Christus red. En die vyand probeer, Here, om te stop. Die vyand probeer om ons te stop om die evangelie te verkondig en hy gebruik the fear of man ook. Vader, mag ons nie teruggaan of terugdeins, Here Jesus, wanneer daai druk van mense afkom nie. Maar Here, kom help ons en ons het gebid vanoggend, Jonie het gebid vanoggend, Here. Gesing, Marlies het gesing, dat ons sal sensitief wees vir die stem van die Heilige Gees. Ons wil U hoor. Ons wil U hoor, Here. En Here, dit kos ons, Here, en U sê vir ons dat die herder, of die skape ken die herder se stem, en dit kos ons om in te gaan in ons binnekamer, om te gaan bid, om die stem te identifiseer van die Here, die stem van die vyand, en my eie wil, en van wat mense sê. Here, kom help ons om gehoorsaam te wees vir die stem van die Heilige Gees. En Here, kom gee vir ons boldness, Here, en ek sê net dat ons ongeskik is nie, Here. Maar kom gee vir ons boldness, dat wanneer mense ons probeer terugdruk, of die vyand probeer the fear of man gebruik, dat ons sal staande bly, Here. Om te weet dat die evangelie groei in persecution. En Here, of dit nou by ons werk is, of my besigheid, of my beroep, of waar ook al, Here, dat ek sal gehoorsaam wees in die Heilige Gees, en nie aan mense nie. Want om na die pype van mense te dans, steel my vryheid, my blydskap en my hoop. Want ek probeer so ander mense behaag, dat ek nie by Jesus uitkom nie. Dat ek myself nalat. Dat ek nie vir myself by die Here uitkom nie. So Vader, bid ek, kom help ons. Here, kom help ons om te identifiseer wanneer U praat, dat ons sal luister as U praat, Here. En ek weet U gebruik mense ook met ons te praat, ek weet U doen. En Vader, kom help ons om sensitief te wees vir die stem van die Heilige Gees. En kom lei ons, Here, en kom help ons om vas te staan in ons geloof, vas te staan in boldness en autoriteit van die Heilige Gees. Want U sê ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom en ons sal die getuie van Jesus Christus wees. Here, ons bring U al die lof en al die eer. Kom seën ons, Here, en kom beskerm ons teen the fear of man asseblief, Here Jesus. En soos wat Spreuke 29:25 sê, dit is 'n struik. The fear of man is a snare, which ensnares us, which entangle us, Here. En dit consume ons, en dit maak ons kragteloos, en dit vat ons effektiwiteit weg as 'n kind van die lewende God. En Here, dankie vir wie U is. Here, mag ons hele lewe deurgaan om U te behaag, asseblief, Here. Kom help ons om na die wil van Jesus te leef. Here, kom seën elkeen van ons,
Kom vul ons met u krag en u vreugde en u vrede. En Here, dankie vir wie u is. Here, ek bid u guns en u seën oor elke persoon hier. Here, want ons soek nie die guns van mense nie. Ons soek die guns van God die Vader. En Here, kom seën ons asseblief en ons bid dit in die kosbare en kragtige naam van Jesus Christus. Amen.